Goeiedag julle. Vandag is dit vir my 'n groot voorreg om vir julle iets wat naby my hart lê vir julle te kom wys, sodat julle daarin hopelik kan sien hoeveel potensiaal is binne elke een van julle opgesluit. Nou ek maak gebruik van die pomegranate. Julle het hom nou sekerlik al voorheen gesien, die wat wonder wat 'n pomegranate is. Maar die mooi woord in Afrikaans vir 'n pomegranate is 'n granaatappel. Maar ek sukkel nog bietjie met daai een. So as ek pomegranate sê of granaat, dis dieselfde ding. Nou vandag gaan ons hier na 'n demonstrasie kyk waarin ek vir julle net wil wys die potensiaal in jou ingesluit. Maar voor ek begin, gaan ek nou eers my voorskoot aansit, want om 'n pomegranate te skil kan nogal baie keer weet op 'n hele crime scene afgee. En dit kan nogal 'n gemors wees. Ek weet nie hoeveel van julle het dit al gedoen nie. Maar kom ons trek weg. Nou, wanneer jy kyk na so 'n granaat, hy lyk pragtig, né? Kyk hoe mooi is hierdie ene, mooi rooi. Maar as jy van nader gaan kyk, dan sal jy sien daar's allerlei merke. Daar's merke, daar's kolle, baie keer is dit sonbrandvlekke en so aan. En party se kroon wat eintlik die onderkant is, het ook al reeds afgeval. So elkeen van ons in ons lewe lyk soos hierdie granaat. Ons aan die buitekant kan ons baie pragtig en mooi lyk, maar die lewe het sy merke gelos. En ons noem dit ervaring. Dis goeie ervaring. Dit is wat ons potensiaal gebou het. Sonder daardie merke het ons potensiaal nie so ontwikkel nie. So nou gaan ek met hierdie granaat, gaan en as ek bietjie sukkel, hy is gevries, want granaat is nie nou in seisoen nie. So nou gaan ek sny kom deur, en dis wat die lewe partykeer met ons doen. Die lewe kan partykeer vreeslik hard wees, en dit sny ons, en dan lyk ons so, en ons voel stikkend, en dan wil ons bly, en ons wil vashou binne in ons potensiaal. Ons wil nie ons potensiaal laat uitgaan nie, want die pyn is te groot. Maar jy kan besluit om so te bly en niks verder in jou situasie te doen. Of jy kan een besluit neem om te sê, ek gaan my potensiaal ontsluit en ek gaan die beste lewe leef ooit. So wat jy dan doen is, waarskynlik jy gaan deur, soos nou met die Kilokruigers program, gaan jy maak, daar's verandering en is nie lekker nie. Of jy kry 'n afrigter en hulle begin vir jou allerlei goed laat doen, wat jy nie regtig sou wou gedoen het nie. En dit maak nog snye en is ongemaklik. So nou is jy in 'n ongemakzone, heeltemal hulle begin jou uit jou gemakzone te vat. En dan wat gebeur is, maar jy kan nog steeds so bly met daai merke en glad nie verander nie. En glad nie daaraan, jy weet die Engelsman sê commit to make the changes. En dan kom hulle en hulle maak jou oop. En hulle sê vir jou, hoor hierso, ons gaan nou aan jou potensiaal werk. En dan dink jy maar, dis nie so lekker nie. Ek hou nie baie hiervan nie. En net sodra jy dink, okay, dit was nou genoeg gewees, dis omtrent so week 3 van die Kilokruigers, dan kom hulle en sê hulle, nee, nog. En dan sien jy net die granaat en die potensiaal spat, en dan is daar allerhande wat dan gebeur. En dis waar die crime scene partykeer is. En dit is dan in 'n neutedop hoe jy 'n granaat sal skil, en dan is daar nog steeds potensiaal oor. Is dit nie regtig wonderlik nie? Ek is Renée Vosloo, jou Act into Abundance afrigter, want dit neem aksie om hierdie potensiaal te ontsluit in 'n gelukkiger en 'n meer vervullende lewe te lei. Jy het 'n pad gestap en dit is nie net sommer toevallig of waarom jy net op hierdie program is nie. Jy was braaf genoeg om te sê ek gaan aksie neem en ek gaan iets doen rondom my gewigsituasie. En of jy dit nou doen vir jou gesondheid en of jy dit doen vir jou kinders, soos wat is mos Sonay de Beer wat verlede week op was, soos wat sy gesê het, sy het 'n groter doel waarvoor sy dit doen. Op die uiteinde van die dag is dit nie net die gewigsverlies nie, soos wat ek alreeds gesê het. So verander jou potensiaal in doelgerigte aksie. En ek het nou vir julle, het ons nou al steeds my storie en die silwer granaatappel hanteer. Maar om aan te gaan, as ons gaan kyk rondom ons gewoontes, en dis waar ek nogal in spesialiseer, want ons brein
het sekere gewoontepatrone al begin vorm en vasgemaak binne in ons kop. En nou is dit gewoontes wat ons baie keer op autopilot sit. En ek het hierdie prentjie gekry wat vir my so typerend is dat ons het 'n masker op, soos daardie granaat wat mooi rooi is en daar is merke op, maar ons kan nogal baie dinge wegsteek. Maar hier in ons kop kan dit baie raas en kan die draadwerk regtig baie keer vir ons dit moeilik maak. En as ek sê vir jouself, jou gewoontepatrone kan jou baie keer regtig kan jou saboteer. Gister het Fransja dit ook nogal genoem, dat jy kan jouself saboteer. En dit is baie belangrik dan om te verstaan, wat is jou gewoontepatrone, hoe lyk dit, en wanneer gaan jy dit vir jouself baie moeilik maak? En dit is nie omdat ons faal nie, omdat ons nie ambisie het nie. Ons faal baie keer, omdat ons gewoontes vir ons soveel frustrasie veroorsaak, en dit werk teen ons, en dit werk nie vir ons, wanneer ons nuwe doelwitte wil bereik, of wanneer ons lewenstylverandering wil maak, soos wat julle nou wil maak nie. En dit is ook net waar Jan het ook al 'n paar keer gesê, julle ons moet net onthou, dit gaan nie net oor die kilogram en oor die sentimeters nie, maar dit gaan ook oor wie jy is. En dit is waar ons kyk na 'n groter visie. En dit moet 'n visie wees wat vir jou blydskap bring, wat vir jou vrede bring, wat vir jou selfvertroue gee en ook dan dat jy 'n absolute doel het wat bereik. Jou doel is nie om minder net te word 'n gewig nie, maar is om meer van jou ware self te kan wees. En ek vertrou dat hierin gaan ons 'n wonderlike reis saam hê. Nou, van julle wat al na die radioprogram geluister het en so aan, wonder seker ook nou al, hoe lyk hierdie shadow match gewoontekaart of hierdie gewoontepatrone waarvan ek nou al gepraat het. Nou, ons meet hierdie gewoontepatrone, 19 van hulle word vir jou uitgewys en hulle jy doen 'n 70 vraelys wat vir jou gegee word en dan word jou gewoontepatrone vir jou daarop gewys. Nou, daar is julle asseblief, daar is nie 'n perfekte gewoonteprofielkaart nie. Daar is ook nie goeie en slegte gewoontes nie. Daar's sterker en daar's sagter gewoontes. En as ons gaan kyk wat beteken ons sterker gewoontes, is dat die breinpatrone, ons breinpatrone het baie sterker ontwikkel in sekere gewoontepatrone as gevolg van hoe jy groot geword het, jou gene, situasies in jou lewe wat gebeur het, en net bloot jou verloop van jou lewe. En as jy, nou soos Fransja sê, hy stap nou sterk aan na 70 toe, dan is daar alreeds baie vaste patrone. Maar dan is ook gewoontes wat nie so sterk ontwikkel het nie. Nou kom ek gee 'n voorbeeld. Julle kan dalk nou daarso sien, daar word gepraat van propensity to own. Ek gaan so 'n paar skiep. Resilience, frustration handling, team inclination, individual inclination, self-motivation, routine, daar's 'n discipline, innovation, people positive, conflict handling, altruism, dan ook self-confidence, ek dink dan ons het die self-motivation geskiep, en leadership. So ons praat nie hier van eet en slaap en daai tipe van gewoontes nie. Ons praat van gewoontes wat jou help om situasies te hanteer. En of dit nou die situasie is wat jy alreeds hanteer, wat jou gewig is, en waarvoor jy 'n aksieplan het, en of dit 'n situasie is wat jy by die werk het, of dit is binne 'n verhouding, jy kan deur jou gewoontepatrone te verstaan, kan jy daai situasie meer suksesvol hanteer. En in dit het ek 'n afrigtingsprogram om jou te help om daardie situasie dan beter te kan verstaan. Nou, in hierdie geval is die ek gaan net vir julle die tip gee. Hoe gaan jy en jy vat jou aksieplan en jy belyn dit met jou gewoontes? Wanneer jy jou gewoontekaart het, dan kyk jy na die gewoontes wat die 5 hoogste punte het. En daardeur gebruik ons gebruik daardie om 'n lewensstrategie te ontwikkel waarmee jy dan situasies hanteer. En dan, maar op watter manier, hoekom moet ek daai lewensstrategie hê? Sodat ek my gewoontes, my 4 tot 5 gewoontes met die laagste punte kan beskerm. Want dit is hulle wat veroorsaak dat ek gefrustreerd raak, dat ek depressief raak, moedeloos raak, voel dat ek nie energie het nie, voel dat ek kan nie die mas opkom nie,
ek voel oorweldig, ek is nie gemotiveerd nie, al die tipe van goeters, wanneer ons sagter gewoontes nie beskerm word nie, kan ons verskillende frustrasie en stresvlakke ook ervaar. Goed, so onthou net in terme van die gewoontes hierso, dit is 'n gewoontepatroon wat in jou brein alreeds vasgelê is en wat jou eintlik amper op autopilot sit. Dit hang af hoe sterk hy ontwikkel is. Nou wanneer jy jou shadow match kaart sou doen, kry jy volledige verslag en ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. As ons aangaan, het ons nog 'n saak waarna ons kan kyk. Ons kan kyk wat se goed dreineer ons en dat ons dit vroegtydig kan hanteer. Ook op die Shadow Match platform is daar dan 'n stressmapper beskikbaar en dan kan jy in terme van jou verskillende areas van jou lewe, in terme van werk, jou finansies, jou huis, in terme van jou gesondheid, jou sekuriteit, en so kan jy dan ook gaan sien waar ervaar jy areas van stres en dan het dit ook daarin vir jou waar dit advies gee wat jy daaromtrent kan doen. En jy kan hoor, dit gaan heeltyd, kom ons neem aksie. Want iets wat ons moet verstaan rondom frustrasies of partykeer sê ek, ag shit, ek is net so stressed, né? Hierdie is nou net vir my te stresvol. Moet ons verstaan daar's 'n verskil tussen frustrasie en stres. Stres is waar ons regtig in omstandighede gekom het wat dit vir ons eintlik waarin ons oorweldig voel om eintlik aksie te neem. Dit het ons incapacitate, dit het ons lam gemaak, dit het ons laat net voel, ag ek gaan nie meer ietsie omtrent doen nie, ek gee moed op. Dan begin ons praat van stres. Frustrasie, waarna ons baie keer baie maklik verwys as stres, is nie noodwendig stres nie, want jy sal nog iets daaromtrent doen, jy wil iets omtrent dit doen, jy gaan dit adresseer, jy sien kans om dit te doen. Maar wanneer jy op 'n vlak van stres geval het, dan is dit waar jy regtig moet kyk na hulp. En dan praat ons van, kry vir jou 'n afrigter. En dink aan jou afrigter as iemand, jy weet wanneer jy jou been gebreek het, dan kry jy maar vir jou 'n kruk. En wanneer die been mooi aangegroei het, dan gooi jy die kruk weg. En dis presies wat 'n afrigter vir jou in sulke situasies kan doen. Nou, wanneer ek praat van with being act into abundance coach. En ons het nou al, Janie het dit ook al gesê, Elmine het dit al gesê, ek het dit al gesê, is julle asseblief klein stappies in die regte rigting, okay? Ons gaan nie hierdie groot doelwitte aanpak en dink ons gaan dit binne 'n week regkry nie. Nee, ons gaan regtig meer sukses hê wanneer ons wat ook al se aksieplan ons besluit het, dit so afbreek dat dit soos hulle sal sê in bite-size chunks is. Soos hoe eet ons 'n olifant? Né? Stukkie vir stukkie. Ons gaan hom nie, of hoe laai jy hom in 'n kar? Jy laai hom vir stukkie in. Jy gaan hom nie probeer inprop binne in die motorvoertuig nie. So my advies altyd is, en alreeds help die Slim to Well program, dat jy hierdie reis waarop jy is, vir jou op te breek in kleiner stukkies. So dit is 'n droom, en dan om duidelike, doenbare stappe te hê. Dis wat ek absoluut in glo. Dan fokus jy op vordering, nie op perfeksie nie. Nie om perfek te wees nie, okay? Ek weet, ja, dan is perfect en dan is better than perfect. Maar ek het ook 'n ding om te sê dat progress is perfection in the making. So kom ons kyk eerder na vordering as wat ons kyk hoe kon ons dit die beste gedoen het en hoe kon ons dit perfek reg gekry het. En dan is die belangrikste is om dit aan te teken, aanpassings te maak. Ag julle, is so belangrik. Kom ons vier altyd. Altyd. Al is dit die kleinste oorwinningkie, al is dit daai 100 gram wat jy hierdie week verloor het, of al is dit net daai 200 meter wat jy verder gestap het, vier dit asseblief. Kom ons, die lewe is regtig, is eintlik pragtig, en ons het beheer oor hoe gelukkig kan ons wees en wat ons wil doen. Ek het al vir julle genoem,
dat mense my 'n life coach noem en dis ook dit is basies wat ek doen. Maar ek hou meer daarvan om te sê ouens, kom ons neem aksie. Ons kan praat, ons kan boeke lees, ons kan verskillende ontledings doen, soos wat ons byvoorbeeld nou met Lenet Beer die geleentheid het, om ook te kyk hoe lyk ons persoonlikhede. Is ons 'n rooi persoonlikheid of 'n geel of 'n wat ook al? Maar as ek nie iets daarmee doen nie, dan is dit nou maar net kennis. En dan help dit my regtig nie om vorentoe te gaan op my pad om my doelwit te bereik of om dan net 'n meer vervullende lewe te lei nie. So binne enige coaching opset, maak nie saak wie jou afrigter is nie, is dit ondersteuning wat saam met jou vorentoe beweeg. Binne in jou het jy alreeds alles, ek beloof vir julle, alles wat jy nodig het om 'n vervullende lewe te lei. Nou hoe kan ek dit sê? Kom ons gaan terug na die pomegranate. Al daai pypies met daai rooi sap nou nog eers so rondom hom, né? Elkeen van hulle, as jy daarna kyk, dan is dit 'n saadjie. Maar hy lyk nog nie soos 'n granaatboom nie. Maar hy het al die potensiaal dat wanneer hy in die grond geplant word en die son op hom skyn, dat hy gaan begin groei en 'n granaatboom word. Hy het alles. Jy hoef niks meer by te sit nie. So het elkeen van julle alles wat julle nodig het om 'n vervullende lewe te lei alreeds binne in jou opgesluit. Maar die lewe het al met party van ons of almal van ons, ek dink nie daar's een wat uitgesonder kan word nie, 'n pad gestap. En dan is dit net partykeer nodig dat jy net iemand het wat vir jou rigting gee, wat vir jou 'n safe soundboard is. Jammer julle, ek praat so 'n bietjie Engels vandag. Dis Engels en Afrikaans. Ek sukkel met die Afrikaans nog. Julle leer my regtig baie goed rondom dit, maar verskoon die Engels, maar nou ja. Dan het jou afrigter het vir jou 'n safe soundboard geword. Maar jy het alles binne in jou om eintlik te kan sê, ek het hierdie gedink en ek het daardie gedink, maar ek weet nie hier om die aksie te neem nie. Help my om dit op te breek in kleiner aksiestappe, sodat ek dit suksesvol kan uitvoer, sodat ek my lewenstyl kan verander, sodat ek daardie klein tree kan neem wat vir my na 'n beter lewe lei. Dit bou momentum en dit is 'n omgewing waarin jy kan groei en kan floreer. So net om op te som, is dit dat jy kan 'n lewe vir jouself kies en skep wat vir jou laat beter voel en waarin jy gelukkiger is. En ek gaan net opsom, dit is net 'n paar stappe. Jy moet belyn jou planne met hoe jy saamgestel is en wat jou breinpatrone is en jou gewoontes is. Kyk na wat maak jou moeg en hanteer dit. Kry daarvoor 'n aksieplan. Hou dit eenvoudig en asseblief onthou om altyd te kan net celebrate. Sê cheers, al is dit nou met 'n glas water. En dan ek gaan nou maar die Engels gebruik, stay grounded. Emosioneel en ook spiritueel. Gee daaraan aandag. Nou, kan jy dalk my sê, maar Renée, hoe kan ek nou hierdie verder vat? Nou, ons het die shadow match habit scorecard of die werkskaart, wat dan vir jou basies soos 'n padkaart is, dat jy kan verstaan hoe lyk jou breinpatrone. Renée, Nou, jy ons kan 10 hierdie- minute oor, né? Ja. Ek sê jy my. Ja, baie dankie. So, in terme van dit, jou volgende, wat jy doen aan jou werkskaart, jy kan hom aankoop op shadowmatchreports.com. Hy kos normaalweg R230, maar daar is nou Black Friday special met 'n 30% afslag op en dit kos jou dan R161. Jy kan ook die stressmap report kry. Hy's normaalweg R210, hy het ook 'n 30% af en dan is hy hier by die R140. Jy kan daarna gaan kyk. In terme van afrigting, as jy wil opteken vir afrigting en op fulfillment coaching wil gaan, dan is al hierdie goeders ingesluit. Ek het dit daar genoem, van jou personalized habit profiling, 'n action board setup, ongoing accountability, en ek doen die coaching met jou, en dan het ek allerlei ander tools wat ek gebruik om vir jou helderheid, struktuur en momentum te gee. En ja, natuurlik, ons sien dit self, dat verandering vat tyd, en
ondersteuning maak dit meer volhoubaar. Nou normaalweg vra ek vir 2 1-uur sessies se afrigting 1650 per maand en het ek 'n onboarding fee van 750 en dan sluit dit die 2 verslae in, die stressmapper en die werkskaart. Maar vir julle as die krygers het ek 'n ander opsie of ek het dieselfde opsie, maar ek gaan vir julle dit gee, dat ek net hierso deurgaan, dat ek dit gaan vir julle gaan gee, dat vir maand 1 tot 3 op R690 per maand en maand 4 tot 6 1190 per maand en maand 7 plus 1590. So dit gee vir jou 'n groot besparing van 1650 per maand plus 'n aanvangsfooi van 750, het ek dit vir die kilokrygers ver afgeslaan en julle het die geleentheid om op te teken met dit tot ten minste einde November, so jy het dan nog 'n tydjie om te kan besluit, wil jy dit doen, wil jy bietjie meer uitvind of nie, maar jy kan nog steeds gaan doen jou werkskaart en ek gaan nou meer daaroor sê as jy jou werkskaart gedoen het. So, net om dan net daar op te stom, jy kan ook, as jy meer wil weet, en jy wil jou spesifieke situasie vir my noem en vir my en met my gesels, kan jy Discovery Call boek op renévosloo.co.za, dis heeltemal gratis. Of jy kan dan ook net opteken sê Renée, ek stel belang, dan begin ons die journey. Of jy kan my direct message op 082 551 6035. Goed, so dit was in 'n neutedop. Vra kan julle op julle inligtingskanaal, Almien, sê ek dit reg? Kan ek julle, daar kan julle post, Ja, julle kan dit Renée, skus. Ja, op die inligtingsgroepe wat ek wat ons almal saam op is, julle weet wat se groep is dit? Daar kan julle al julle vrae ook sit. Wonderlik. En julle kan of dan op die pink en die blou groep of dan ook my direk vra. Nou, as jy belangstel en jy sê, maar ek wil nou net eintlik eers net my kaart hê, ek net so teruggaan, teen R161, as jy hom gaan aankoop op shadowmatchreports.com, jy betaal direk linksbo op die bladsy, staan daar quick reports en dan koop jy die Shadowmatch full report aan. Daar's ander verslae ook, as jy enige vrae oor dit het, kontak my gerus. Jy kan hom aankoop, jy moet jou e-posadres gee en daardie e-posadres is ook jou login en jy kies dan vir jou 'n wagwoord en dit is ook waarna toe hulle jou verslag sal vir jou stuur, maar dan het jy ook 'n aanlyn portaal waarop jy na jou verslag kan kyk. Nou vir volgende keer oor 2 weke, die 4de November, gaan ek julle bietjie verder vat en dan gaan ons bietjie meer praat rondom wat beteken daardie kaart, wat beteken dit as ek praat van dat ek 'n planned behavior het, dat ek 'n desired behavior het, 'n contextual behavior het en dan ook 'n strong of 'n radical behavior het. Wat is die implikasie in my lewe en hoe moet ek daarna kyk? So, en dan sal ek bietjie ander goeters ook gesels en ons beplan ander topics ook oor hierdie aspek. Ek wil ook net noem voordat ek afsluit is dat selfs al doen jy Lenet Beer wat sy wonderlik, sy gee toe vir ons nou hierdie geleentheid, haar ontleding fokus op persoonlikheid en op verhouding. En so as jy daarna ook gaan kyk, dan moet jy ook vir jouself kan sê, as jy meer oor jouself geleer het, om te kan sê, maar wat se aksies, hoe beïnvloed dit die aksies wat ek neem? Dis vir my, weet ek wil dit oor en oor, ek kan dit net nie meer, ek weet nie hoe om dit te oorbeklemtoon, hoe belangrik dit is, dat ons onsself moet ken, en onsself moet verstaan, in verskeie aspekte, want ons is soveel verskillende aspekte, en daar is soveel areas in ons lewe, wat ons in balans wil bring, sodat ons 'n gelukkiger lewe kan lei, dat daardie insig wat ons het van onsself, is geweldig belangrik, maar meer belangrik, is dat jy jou aksies belyn met dit wat jy van jouself ken en van jouself verstaan. En dit is vir my vanaand my boodskap wat ek wou oorgedra het en ek vertrou julle het hierby baat gevind en ek wens julle alle sukses toe en dat julle in hierdie nie net 'n reis sal wees oor gewig nie, maar dat 'n reis sal wees
wat jy oor 'n jaar gaan terugkyk en gaan sê, dit was 'n keerpunt in my lewe, nie net my gewig nie, maar in my verhoudings, in my verhouding tot God, vir die van julle wat gelowiges is, en ook in my verhouding teenoor ander mense en my verhouding met myself. Ek wens julle mooi aand toe verder. Dankie julle vir julle aandag en vir julle tyd.